Goeiedag, baie welkom by Joy Radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag gesels ons oor Efesiërs en die doel wat die kerk het in die koninkryk. Hier in die program Ontsluit die woord kyk ons dan vandag wat kerk is, wat kerk beteken of hoe die kerk regtig lyk wanneer ons na 'n kerk kyk. Ons weet Paulus praat in 1 Korintiërs 6 vers 19: "Julle moet onthou dat julle liggame 'n tempel van God is. En daarom moet ons vanuit ons liggame op so 'n manier leef dat God verheerlik word. En kan ons nie met ons liggame net maak wat ons wil nie." So ons moet weet in die eerste plek is dit baie belangrik dat ons liggame, ons persoonlike lewe, ons verhouding met God die beginpunt is. Want sonder 'n verhouding met die Here of 'n wedergeboorte of 'n verbintenis aan ons Here Jesus Christus, kan die kerk van die Here nie bestaan nie. Want dit is nie die woorde van mense wat mense tot bekering bring nie, dit is God se woord en dit is mense se reaksie op God se woord wat maak dat mense wil inskakel by 'n kerk, dat mense wil deel vorm van 'n geloofsgemeenskap. Ons weet dat Paulus in 1 Tessalonisense vir sy gemeente sê, julle het nie my woorde, julle het nie deur my woorde tot bekering gekom nie, maar God se woord het met julle gepraat en dis die Heilige Gees se krag wat gemaak het dat julle God se woord aanneem en dat julle lewe verander het. Hy sê ook dieselfde in hoofstuk 2 in 1 Tessalonisense, dit is nie woorde van mense wat julle verander het nie, maar God se woord en die evangelie wat na julle toe gekom het. So ons moet onthou dat wanneer ons praat van kerk, praat ons van 'n versameling mense wat bymekaar kom om die Here te dien, bymekaar kom om die Here te verheerlik. En dan weet ons dat hierdie versameling mense wat ons is, het een doel voor oë. En die doel is om Jesus al meer en beter te leer ken, soos Paulus ook skryf in Filippense. My doel is dat Jesus meer word en ek minder. Met ander woorde, dat die slegte ek, die sondige ek, die persoon met al die negatiewe ingesteldhede en sondige begeertes en drange en drifte moet minder word, sodat Jesus al meer deur ons kan lewe. Met ander woorde, dat ons die volle potensiaal bereik wat die Here ons gemaak het om in ons lewe te wees. Dit bring ons dan by Efesiërs wat ons lees hier van die eerste hoofstukke af wat dit beteken dat God 'n spesiale plan gemaak het vir sy kinders. En Paulus skryf dit vir die gemeente in Efese, vir die kerk wat swaar kry, vir die kerk waar die woord van die Here onder druk verkeer, waar mense nie die woord van die Here wil aanvaar nie en waar die kinders van die Here nou swaar kry. En dan sê Paulus vir hulle dat hulle moet onthou dat al die seëninge wat in die hemel opgesluit is, vir hulle bedoel is en dat Christus vir hulle al hierdie seëninge gegee het wat in die hemel is en dat hulle daarvolgens kan lewe. En hierdie geestelike dinge wat ons ontvang, hierdie geestelike seëninge wat ons van God ontvang het, is dat ons voor die grondlegging van die wêreld vir die Here uitgekies is. Met ander woorde, dat ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde kan wees. Dat ons in 'n nuwe mens wees voor God kan staan. Daarvoor is ons geroep. Ons is geroep om hom te kies, om hom te aanvaar en dat hy in ons lewe vir ons moet maak wie hy wil hê ons moet wees, heilig en sonder gebrek voor God in liefde en sy liefde te kan wees. So ons weet ook 'n volgende seëning wat ons ontvang in die kerk is dat ons sy kinders is wat hy vir homself afgesonder het, omdat ons vir Jesus aangeneem het as ons verlosser. Dan weet ons ook dat die Here ons begenade. Dis 'n volgende seëning wat ons ontvang om deur die Here begenadig te word in Christus. En dan weet ons ook het ons die verlossing deur sy bloed wat 'n seëning vir ons is. Want nou is ons vry. Nou word ons mense wat kan lewe soos wat God wil hê ons moet lewe, sodat ons in die rykdom van sy genade kan leef. En omdat ons kan weet dat ons vergewe is van al ons misdade en van al ons sondes. En hy wat oorvloedig aan ons alles bewys het,
hoe ons met wysheid en gesonde verstand kan lewe, want ons weet dat ons deel vorm van die versameling mense wat God se wil in ons lewe wil uitleef. Dat ons nie ons eie wil sal uitleef nie, maar dat ons die wil van God sal leef, sodat ons in al die tye kan weet dat ons onder Christus verenig is. So ons is onder sy hoofskap verenig. Die kerk bestaan omdat Jesus daar is. Die kerk bestaan omdat Jesus die hoof is. Die kerk kan funksioneer slegs as Jesus die hoof is. Wanneer alle menslike faktore so selfgerigtheid, eie menings, hardkoppigheid uit die weg geruim word, kan die kerk regtig die kerk van die Here word. In hom het ons dan ook 'n erfdeel ontvang, wat beteken dat ons by hom ontvang het 'n nuwe lewe, dat ons alles kan doen volgens sy wil. En dan weet ons dat die kerk die plek is waar God se lof en heerlikheid besing moet word, omdat die kerk hoop op die Here, dat die kerk uitkyk na Christus, want die kerk weet dat hulle hoop op hom alleen gefestig is. En dan weet ons natuurlik ook dat die Heilige Gees die waarborg is, dat ons in hierdie heerlikheid van die Here sal ingaan, dat ons verseël is met die Heilige Gees, wat die waarborg is dat ons die erfdeel sal ontvang, dat ons God se kinders is, dat ons as sy eiendom verlos word van die sondige wêreld, sodat ons verbind kan word aan sy lof en heerlikheid. En daarom kan ons nie anders as om die Here te dank vir mekaar nie, om vir die Here dankie te sê dat ons mekaar het, want elkeen van ons wat in die kerk van die Here is, bring tog 'n groot verskil in ander se lewe. Die feit dat elkeen van ons daar is, maak dat die groep wat ons die kerk van die Here noem kan bestaan. Paulus sê, hy bid dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom sal gee, sodat die oë van julle hart sal oopgaan, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die gelowiges is. En die hoop van die roeping wat daar vir ons is, beteken dat die Here vir ons wil gebruik, dat die Here vir ons 'n spesifieke funksie het, dat hy met ons op pad is iewers heen, dat ons nie net staties op een plek bly nie, maar dat ons aan die ontwikkel is, dat ons aan die beweeg is. Die liggaam van die Here is 'n organiese liggaam, wat organies ontwikkel vanuit ons Here Jesus Christus. En dan sien ons dat Paulus vir ons bid hier in Efesiërs en dat ons vir mekaar dit kan bid, dat ons die grootheid van God se krag sal verstaan. Die krag wat in elkeen van ons is, wat van die Heilige Gees afkom, die Heilige Gees wat ons Here Jesus Christus uit die dood opgewek het, en dat hy die een is wat heers en regeer aan die regterhand van God, bo alle magte. En ons deel in hierdie wonderlike krag wat die Here vir ons gegee het, deur die Heilige Gees. So ons moet begin sien dat die kerk eintlik 'n plek is wat gaan oor heiligheid en reinheid en skoonheid, in 'n plek waar God gedien word, 'n plek waar God die eer ontvang, 'n versameling mense wat nie net op 'n Sondag bymekaar is nie, maar wat ook die week ingaan en elke dag lewe soos wat die Here verwag, soos wat die Here wil hê ons dit moet doen. En dit beteken harde werk, dat ons elkeen van ons kante af moet werk in ons lewe en stry teen die sonde en stry teen ons sondige begeertes, sodat deur ons lewe ook kan wys dat ons liggame 'n tempel van die Here is. Want bo alle owerhede en magte en kragte en alle name wat genoem word, is die naam van Christus. God het hom tot die hoogste eer verhef, lees ons ook in Filippense 2. En hy is die rede waarom die kerk dan kerk is. En hy het al die dinge, alle dinge, onder sy voete onderwerp. En Jesus is dan die hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee deur God die Vader. En daarom is ons volgelinge van Jesus. Daarom is ons soos Paulus wat weet dat Jesus die sentrale figuur in die kerk is en dat Jesus deur die loop van die week ook die sentrale figuur in my lewe moet wees,
om vir my te help om Christologies te dink, om Christus gesentreerd te dink, om Christus georiënteerd te lewe, te handel en alles wat ons doen te doen tot die eer en verheerliking van sy naam. Want is baie belangrik dat die kerk ook moet besef dat elkeen in die kerk ook uit sonde verlos is en dat die kerk nie op die wêreld moet neersien nie, dat die kerk nie moet dink daar's 'n klomp sondige mense daar buite en dat almal in die kerk 'n heilige groep mense is wat alles doen wat reg is nie. Maar die kerk moet besef dat elkeen van hulle ook op 'n stadium in hulle lewe ver van God af was en dat hulle ook voorheen soos die sondige wêreld gelewe het. En daarom dan dat Paulus in Efesiërs 2 vir hulle sê, moenie dink dat enige een van julle meer van homself moet dink as wat hy regtig is nie. Niemand het 'n rede om regtig op homself trots te wees oor wie hy vandag is nie. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, en uit hierdie genade is ek en jy ook gered. En ek dink dat elkeen van ons moet besef dat ons in ons lewe, wanneer ons met mense werk of met mense in kontak kom wat nie kinders van God is nie, dat ons met daardie mense sal werk dieselfde manier wat die Here met ons werk, dieselfde manier wat die Here aan elkeen van ons sy liefde openbaar het en sy genade gewys het, moet ons ook as sy kerk uitgaan en hierdie liefde van die Here ook gaan wys aan mense wat dit nodig is, want uit genade is elkeen van ons gered deur geloof, nie uit onsself nie. Dit is 'n gawe van God. So wie ons is, wat ons het, is 'n gawe van God. Die vraag is nou, wat gaan ons daarmee maak? Wat gaan ons daarmee maak wanneer ons sê dat ons sy kinders is? Daarom moet ons onthou dat ons ook voorheen ver van hom af was. Maar nou het Christus vir ons wat vroeër ver was, naby gekom aan ons deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Want hy is ons vrede. Hy het vir ons in ons lewe vrede gebring tussen ons en die Here. Hy is die middelaar. Deur sy dood en opstanding het hy ook vir ons 'n nuwe lewe gebring. Het hy ook vir ons iets kom maak wat ons nie voorheen was nie. En daarom het ons geen rede om op onsself trots te wees nie, want Jesus het ons met homself versoen. Hy het ons geskep tot 'n nuwe mens. En daarom is die mens wat ons nou is in Christus 'n baie beter mens as wat ons voorheen was sonder Christus. Want sonder Christus was ons die ene sonde, ver van God af en verwyderd van wie die Here is. Maar met Christus in ons lewe is ons ander mense. Daarom weet ons dat die evangelie wat ons aangeneem het, die evangelie is wat ons help om die gebou op die fondament van die apostels en profete te bou, terwyl Christus self die hoeksteen is. So kerk beteken om gebou te wees op die hoeksteen van Christus, op die fondamente van die apostels en die profete. Maar Christus is die een waar alles begin het, waar rondom die hele gebou opgerig is. Hy is die hoeksteen. Dit bring ons dan by Paulus se gebed vir die gemeente in Efesiërs hoofstuk 3. Om hierdie rede, sê hy, is ek 'n gevangene van Christus, Jesus vir julle wat heidene is. Met ander woorde, hy sê hy's 'n gevangene van Christus Jesus vir die heidene. Hy's 'n gevangene omdat hy die evangelie wil verkondig. En hy skryf vanuit hierdie posisie en hy sê vir die mense dat hy gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan hom verleen is en daarom kan hy dit aan hulle deel. Want hy het deur 'n openbaring van Christus het hy alles van God ontvang, soos wat hy ook vir hulle verduidelik het toe hy die eerste keer by hulle was. En daarom kan hy dit aan hulle bekend maak dat hulle almal nou mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie wat ons van lees in Efesiërs 3 vers 6. En dan beskryf Paulus dat hy hiervan 'n dienaar geword het
en dat hy hierdie genadegawe van God wat aan hom gegee is ooreenkomstig die werking van God se krag in sy lewe kan ervaar. En daarom wil hy met hulle praat oor hierdie genade wat die Here gegee het om die groot genade van die Here Jesus Christus te ervaar in hulle lewe en vir almal lig te bring, sê Paulus. Dit is wat hy wil doen. En dit is vir ons ook 'n motivering en 'n dryfveer in ons lewe, want dit is ook wat ons as kerk moet doen, is om lig te bring wat vir die gemeenskap kan wys wat altyd verborge was in God, maar wat nou deur Christus bekend gemaak word. En daarom skryf hy dan sodat nou deur die gemeente aan al hierdie magte in die hemele en menvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, sodat almal kan weet wie God is. En daarom sê Paulus, hy weet dat al hierdie dinge opgeneem is in Christus Jesus ons Here, in wie ons dan die vrymoedigheid en die toegang het met die vertroue deur die geloof in hom. En daarom bid Paulus dan dat hulle nie moedeloos word wanneer hulle hoor van sy verdrukkinge nie, want die verdrukkinge wat hy ervaar, sê hy is ook tot voordeel van die gemeente. En wanneer ons kyk na die gebed wat Paulus vir die gemeente bid in hoofstuk 3, dan kom ons agter dat hy hier bid vir hulle innerlike wese, dat hulle in hulle innerlike mense sterk sal word, dat hulle innerlike mensgees sterk sal word, krag sal kry, bewus sal wees van die krag soos ons gelees het in Efesiërs 1, en dat hierdie krag in hulle lewe op so 'n manier sal manifesteer dat hulle God regtig sal raak sien. Maar sy gebed hier in hoofstuk 3 hou baie meer verband met die liefde van God. Dat hulle sal kan sien hoe wyd, ver, hoog en diep die liefde van die Here Jesus Christus strek. Want wanneer hulle weer die konsep, die beginsel verstaan van liefde en die inhoud weer daarvan in hulle lewe vir hulle self prakties toeëien, kan hulle definitief dan ook sien wie God is en hoe God by hulle is, dat God hulle nie nou eenkant geskuif het omdat hulle swaar kry nie, of hulle swaar kry omdat God hulle eenkant geskuif het nie, maar dat hulle sal weet dat hulle God se eer en heerlikheid nog steeds in hulle lewe moet uitleef, want hulle het ook die mag en die rykdom deel hulle mee en hulle word versterk deur die Heilige Gees sodat die geloof van God in hulle harte kan woon en hulle in staat kan wees om saam met al die heiliges te kan begryp hoe groot, ver, diep en wyd die liefde van die Here Jesus Christus in elkeen van hulle lewe strek. Want aan hom kom toe al die heerlikheid tot in alle ewigheid, beskryf Paulus in Efesiërs 3. En dan kom ons by 'n baie belangrike plek in Efesiërs, en dis hoofstuk 4, waar Paulus dan spesifiek praat oor die eenheid wat in die gemeente moet wees. Want jy kan jouself nou indink, mense met verskillende agtergronde wat bymekaar kom en dan saam 'n nuwe eenheid vorm, kan redelik spanning ervaar, want elkeen het 'n eie idee, het 'n vooropgestelde idee, het verwagtinge van hoe hulle dinge wil hê, maar dit kan ook wees dat elkeen van hulle dalk selfsugtig is, of dat elkeen van hulle op so 'n manier optree dat hulle nie dink wat die voordeel van die gemeente is nie, maar dat hulle net aan hulle eie voordele dink. En daarom dan dat Paulus vir hulle sê, ek vermaan julle dan. So hierdie vermaaning is ook vir ons baie belangrik, dat Paulus, wat die gevangene is, wat ons vermaan met die volgende woorde, dat ons moet wandel, sodat ons waardig optree binne die roeping waarmee ons geroep is. So ons moet ook 'n waardige optrede hê, 'n waardige gedrag, sodat ons gedrag kan wys dat ons met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid en liefde vir mekaar het mekaar ook kan verdra. En dit is belangrik vir 'n klomp mense, hierdie versameling wat 'n gemeente maak, om te weet dat daar 'n eenheid moet wees, dat daar 'n sagmoedigheid teenoor mekaar moet wees en dat hulle moet onthou dat daar een liggaam en een gees is, soos hulle ook geroep is in een hoop, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. En hiermee wil hy vir hulle baie duidelik stel
dat die kerk oor God gaan en dat God nie in verskillende denominasies opgebreek kan word nie. God kan nie verdeel word in verskillende kerke nie. Daar is net een God. Die verskillende denominasies kan dieselfde God dien, kan dieselfde God wat een is aanbid, maar nooit met 'n kerk dink dat hulle denominasie dalk beter is as 'n ander denominasie nie. Om dit verder te onderstreep, gaan Paulus verder in Efesiërs 4 en hy sê dat daar aan elkeen volgens die mate van die gawe van Christus aan elkeen 'n gawe gegee word binne in die liggaam. En dit help ons dan om te verstaan hoe 'n liggaam saamwerk om homself op te bou tot 'n eenheid. En wanneer Paulus hieroor praat, skryf hy natuurlik en hy sê party mense het die gawe gekry as 'n apostel. Dit beteken iemand wat gestuur is, want apostel beteken apostello, gestuurde van God. Dan party is profete en ons weet Paulus sê ook in 1 Korintiërs 14 dat profete gaan oor mense wat op so 'n manier praat dat ander mense hulle harte oopsluit vir die evangelie van God. So profete is die mense wat praat sodat ander mense hulle harte vir die Here kan gee. Daarom dat Paulus in 1 Korintiërs 14 ook sê dat daar meer met logika gepraat moet word in 'n kerk, sodat wanneer daar dalk 'n heiden is in die kerk, hulle nie sal dink dat die kerk te mekaar is of te mekaar praat nie, maar dat die profete aan die woord moet kom om seker te maak dat mense hulle harte oopmaak vir die Here en dat hulle dan hom kan volg. So lees ons ook van evangeliste wat natuurlik die is wat die goeie nuus uitdra, die goeie nuus verkondig, en ons lees van herders en ons lees van leraars. En elkeen van hierdie gawes wat ons hiervan lees, is verskillende gawes wat die Here gee, nie in terme van status of in terme van belangrikheid of wie 'n beter werk as die ander het nie, maar eintlik as 'n samehorigheidsbeginsel. So die gawes is eintlik om die samehorigheid uit te druk, om uitdrukking daaraan te gee. So die gawes leer vir ons dat wanneer hierdie verskillende versameling mense bymekaar kom met verskillende gawes wat elkeen het, dan begin die liggaam homself opbou tot 'n eenheid wat natuurlik vir die Here aanvaarbaar is. So die liggaam groei al hoe meer om mekaar toe te rus vir hulle dienswerk en tot die opbouing van die liggaam, dat die liggaam opgebou word. Want dan word ons nie meer rondgeslinger tussen allerlei dwaalleringe nie, dan word 'n mens geestelik volwasse. So en ons weet dan dat dit vir ons gaan om met die nuwe mens bekleef te wees wat Christus vir ons gegee het, wat na God geskape is en dat ons in ware geregtigheid en heiligheid sal lewe. So daarom sal ons elkeen die leuns in ons lewe moet aflê en elkeen moet onthou dat wat ons doen het 'n groot invloed op die res van die gemeente. En Paulus sê ook baie duidelik, moenie aan die duiwel plek gee nie. Moenie die een wat steel plek gee nie, maar laat liewers die mense gee liewers vir die mense plek wat die liefde van die Here wil uitleef, wat sy kinders wil wees. En daarom gaan Paulus verder in Efesiërs 5 en hy praat oor die navolgers wat wandel in die liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer wat aan God tot 'n lieflike geur is. En dan praat hy oor morele lewe wat reg en verkeerd is. Hy praat van seksuele onreinheid wat verkeerd is. Hy praat van ongeregtigheid, afgodsdienaars. En dan praat hy ook oor mense wat graag mense wil mislei deur allerlei dinge vir hulle te sê. So in hierdie goeters wat hulle in die geheim doen wat skandelik is. So Paulus sê dit is so erg, dit is te sleg om daaroor te praat en daarom sê hy ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood want Christus sal oor jou lewe skyn. En dit is ook die kerk se werk dat ons hierdie opdrag kan uitvoer om ander mense te help om uit die geestelike dood uit wakker te word, op te staan en natuurlik die Here te dien. Want Paulus sê ook koop die tyd uit want die dae is boos. Wees verstandig in alles wat jy doen. Moenie losbandig leef en drank oorgee nie, maar praat liewers onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere wat gaan oor die eer van die Here. Paulus gaan verder, hy gee reëlings vir die kerk hoe dit in die huise moet gaan, hoe die kinders en die ouers mekaar moet hanteer met respek en hoe God
natuurlik die belangrikste is in almal se lewens en laat dit ook in die gesinslewe uitkring en dat die gesinne ook weet wat die Here van hulle verwag en hoe hulle in hulle gesinslewe moet funksioneer. Ons lees dan ook in Efesiërs 6 die baie bekende gedeelte oor die wapenrusting, want die kerk is ook die versameling mense wat op hulle pos is, die wat gereed is, die wat werk en die wat seker maak dat die woord van die Here altyd op hulle lippe is, die wat seker maak dat die woord van die Here hulle rigting gee. En wanneer ons hierdie wapenrusting aantrek, dan kan ons staande bly as gemeentes van die Here. Kan gemeentes teen die liste van die duiwel oorleef. Want Paulus sê baie duidelik, die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, teen die wêreldheersers en die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. En ons moet onthou dat die wêreldheersers en die duisternis en baie van die owerhede en magte, die wat mag het en so aan, nie positief is oor die kerk van die Here nie. En dat ons moet onthou, dis waar ons stryd lê. Daarom moet ons reg wees sodat ons op die dag van onheil kan weerstand bied. Want God se kerk is 'n versameling mense wat weerstand bied teen onheil en is 'n versameling mense wat staande bly ten spyte van hoe die wêreld lyk. So die waarheid moet die gordel wees. Ons moet in die waarheid leef. Die waarheid van die Here Jesus Christus gaan natuurlik die gemeente help om vorentoe te gaan. Die borswapen, die borsharnas van geregtigheid moet aangetrek word. Reg en geregtigheid moet geskied. En die versameling mense in die kerk is die mense wat moet seker maak saam dat daar geregtigheid in die wêreld is. En dan is die kerk 'n versameling mense wat die skoene aan hulle voete sit, die bereidheid om die evangelie van vrede in die wêreld in te dra. En dit is die versameling mense wat in die kerk is. Dis die groep mense wat bereid is om te gaan praat oor die evangelie. En dan natuurlik ook die skild van geloof, waarmee al die vuurige pile van die bose uitgeblus sal word. So die gemeente is 'n plek waar ons saam mekaar ook beskerm. En dan natuurlik ook die helm van verlossing wat ons kop toemaak en dan die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. En dan baie belangrik dat Paulus weer hier vir die 3de maal in die brief praat oor gebed. Hy sê terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, dan sê hy bid ook vir my, want ek is ook 'n gesant van die Here. So hy vra ook vir die gemeente om hom aan die Here op te dra, dat hy ook hulle werk kan voortsit. So ons as kinders van die Here, as kerk van die Here, het bepaalde eienskappe wat ons ook hiervan leer by Paulus in Efesiërs se brief. So kom ons gaan met hierdie eienskappe wat ons nou vandag geleer het, dat alles oor Christus gaan, alles gaan oor God. Hy gee die gawes, hy berei ons voor, hy gee vir ons die identiteit en ons moet hierdie identiteit gaan uitleef. Ons het die verantwoordelikheid om met die identiteit wat die Here vir ons gee as 'n kerk te wees, sodat hy verheerlik word deur die gemeente. Alles gaan oor hom en al die eer, die lof en aanbidding kom die Here toe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kon stil staan by Paulus in Efesiërs en wat hy sê oor kerk wees, dat ons besef, Here, dat alles oor U gaan. Dat dit gaan om U eer, U naam, U heerlikheid en U eer. Help vir ons, Vader, om te besef dat U vir ons skoon gewas het van sonde en dat U vir ons elkeen reinig van alle ongeregtigheid en dat U ons laat sterk staan, dat U ook vir ons help om die wapenrusting in ons lewe op te neem en dan weerstand te bied teen alle forme van onheil. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen.